Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dit is die gebed van my hart, dat die Heilige Gees vandag in jou hart sal werk en vir jou hierdie woord sal oopbreek en dat dit vir jou lewe sal gee. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons uit die Bybel kan lees en dat U vir ons insig en wysheid en leiding gee uit die woord. Dit is 'n lamp vir ons voet. Here, help ons nou om te leer uit die woord en dat dit nie net kopkennis sal wees, maar hartskennis sal wees. Wat sal wortel skiet en in ons lewens sal vrug dra. Ons loof en ons prys U naam, Here. Amen. Geliefdes, ek groet julle dan ook in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou vandag wil ek begin met twee mense se lewensverhale. Dis twee filosowe. Die eerste een is Friedrich Nietzsche. Nou hy was 'n Duitse filosoof gewees en hy is in 1844 gebore. Sy pa was 'n Lutherse predikant gewees. Maar wat gebeur het, sy pa het op 'n stadium 'n baie rare siekte gekry en sy pa is toe oorlede en dit het vir Nietzsche baie bitter gemaak. En hy het letterlik sy rug op God gedra. Hy staan bekend as die filosoof wat sê, God is dead. God is dood. So hy het regtig bitter geraak. Maar later in sy lewe het hy vreeslike senuweeprobleme begin ontwikkel en op die ou einde het hy in 'n psigiatriese hospitaal beland en as hy in sy vroeë 40er jare is hy oorlede in hierdie psigiatriese hospitaal. Sy hele lering wat hy vir sy mense wou vertel was dat moenie soos Christene wees wat ander dien nie. Dit is 'n slawe mentaliteit. Nee, jy moet selfgeldend wees en jy moet sin en jou doel in die lewe in aardse goed en in jouself kry en in jouself vind. En op die eind is die Duitse filosoof Friedrich Nietzsche toe nou oorlede in 'n psigiatriese hospitaal. Die tweede filosoof waarvan ek jou wil vertel, is 'n Franse filosoof. En sy naam was Jean-Paul Sartre gewees. En hy is in 1905 gebore. Nou soortgelyk aan Nietzsche het hy ook nie in God geglo nie. Hy het gesê ons is maar hier op die aarde en eintlik is ons op pad na ons einde toe. Hy het dit amper beskryf soos 'n bootjie wat op 'n rivier op pad is na 'n afgrond toe, na 'n waterval toe en ons is maar op pad na ons einde toe en ons moet ons eie doel in die lewe vind en ons sin in die lewe in onsself kry en ook selfgeldend wees. So dit was Jean-Paul Sartre se hele lering gewees wat hy vir mense vertel het. En vind jou krag in jouself. Nou hoekom vertel ek vandag vir jou hierdie twee stories? Ek dink dit is net so hartseer. Pinkster begin nou. Laat hierdie twee mense nie besef het, maar God se Heilige Gees se krag is tot ons beskikking. Hulle het probeer om die lewe alleen te doen. Hulle het probeer om sin in die lewe te vind in ander goed behalwe in God. En dit is vir my hartseer dat hulle nie besef het, maar God gee hierdie Heilige Gees vir ons, wat ons kan bystaan, wat ons insig en wysheid gee. Die Engels sê dit so mooi, wat ons comforter is, wat ons help en rig en lei. En 'n vriendin van my sê die ander dag, sy sê, Liesel, ek voel so 'n bietjie lewensmoeg en ek voel leeg, sy gaan deur 'n baie moeilike tyd. En ek kan vir haar sê, maar weet jy wat, die Heilige Gees kan jou lewe herlaai. Wanneer sy geeswind deur jou waai, dan kry jy nuwe energie, dan kry jy lewenskrag, dan help hy jou en hy herinner jou wat in God se woord staan en dit versterk jou en dit gee vir jou insig en wysheid. So wees ingestel op hom. Luister na daai stem binne in jou, daai Heilige Gees wat binne in jou leef. Want voor Jesus opgevaar het, ons het ook hierdie week hemelvaart gedenk en voor hy opvaar na die hemel, voor hy terug gaan die hemel toe sê hy vir sy volgelinge, ek los julle nie alleen nie. Jy hoef nie die lewe alleen te doen, soos wat Nietzsche en Jean-Paul Sartre gedink het nie. Ek gee die Heilige Gees, ek praat met God die Vader en hy sal die Parakletos stuur. Die Griekse woord Parakletos beteken helper en hy kom help ons om te leef, in God se voetspore te leef. Hy gee vir ons krag en insig
en wysheid. Hy is ons kragbron. En die wonderlike wat Paulus vir ons sê in Efesiërs, hy sê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in ons, werk in ons, die Heilige Gees se krag. En dit is 'n magtige, geweldige groot krag tot ons beskikking. En dit is wat Nietzsche en Sartre nie besef het nie, dat ons het die krag van die Heilige Gees tot ons beskikking. Wanneer ons Jesus volgelinge word, wanneer ons hom aanneem as ons verlosser, dan kry ons hierdie geskenk van die Heilige Gees wat binne ons woon. Maar dit is so, partykeer dan voel dit vir ons, maar ek het beerdkrag, load shedding. Hoekom ervaar ek beerdkrag en voel ek lewensmoeg, soos my vriendin sou sê? En nie God se krag nie. Maar ek dink dit is in daai tye wat ons weer moet ingestel word op sy stem wat met ons praat, op sy inwoning hier binne in ons, en dat hy by ons is, nader as 'n hartklop. Die Heilige Gees is nader as 'n hartklop. Paulus sê dit so mooi, reg deur die Korinteërsbrief, dan sê hy, besef julle nie, en is amper asof hy ons so in die skouers vat en sê, maar besef julle nie, dat julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. So, jou liggaam is soos 'n klein kerk, en God se Gees woon daarin. En dit is so mooi, want dit meen, jy kry in jou liggaam, kry jy 'n eregas, 'n nuwe huisbewoner, en dit is die Heilige Gees, wat saam met jou woon, en wat jou rig, en wat jou lei. Ek vertel altyd vir die kinders, die verhaal van hierdie klein dogtertjie, wat sê, sy weet, die Here woon in haar hart. Want wanneer sy haar handjie op haar hart sit, dan hoor sy hom doef, doef, doef daar binne rondloop. En so seker kan ons wees, dat hy by ons is, dat hy ons rig, en dat hy ons lei, en dat ons nie alleen is nie. Professor Jan van der Walt is 'n professor in Nuwe Testament. Ja, hy gebruik hierdie mooi metafoor, selfs as Paulus, wat sê, ons liggame is hierdie huis, waarin ons bly, maar nou kry ons hierdie eregas, hierdie huismaat, wat saam met ons bly, en wat met ons praat, en wat ons krag gee, en wat ons insig gee, en wat ons herinner, wat in die Bybel staan, wat Jesus gesê het, sodat ons op die regte pad sal bly, dat ons in sy wil sal woon. En dit is vir my so mooi as hy sê dat, ja, ons kan hierdie huismaat van ons kan ons in 'n kamertjie toesluit, en nie luister na die stem van die Heilige Gees nie, maar hy bly klop. Die Heilige Gees, soos hulle in Engels sê, is gentle, hy sag, hy bly klop aan die deur van jou hart. Hy sal jou bly herinner dat hy daar is, en dat jy die deur moet oopmaak. So, ons kan hom partykeer bietjie eenkant toe stoot, ons kan hom partykeer ignoreer, in 'n kamertjie indruk, op die troon van ons eie lewe sit, in plaas daarvan, dat die Gees op die troon van ons lewe sit. Paulus praat ons van hierdie geveg wat daar heeltyd is tussen die vlees en die Gees. Maar ja, ons het hierdie geweldige krag, die krag van die Heilige Gees tot ons beskikking. En hoe wonderlik is dit nie? En hoe bemoedigend is dit nie? Nou, ek het vroeër gesê dat die woord parakletos, wat vir Heilige Gees gebruik word in baie gevalle, beteken helper. Nou, hoe help die Heilige Gees ons? Nou, ek wil vandag by net 3 goed stil staan. Ek het so 'n bietjie van dit al aangeraak. Hoe die Heilige Gees ons help. Nou, daar's natuurlik baie ander maniere, maar hierdie is vir my van die belangrike maniere, hoe hy ons help. En in die eerste plek kry ons in 2 Timoteus 1 vers 7, hoe die Heilige Gees, die helper, ons help. En daar staan, die Heilige Gees wat deur God aan ons gegee is nie lafhartig nie, maar sterk. Hy maak ons ook sterk. Hy gee vir ons liefde vir ander en help ons om nie verkeerde dinge te doen nie. So in die eerste plek is die Heilige Gees ons kragbron. So wanneer jy platgeslaan voel, wanneer jy leeg voel, dan kan jy jouself herlaai, dan help die Heilige Gees, dan gee hy vir jou krag. Ek weet nie van jou nie, maar my lewenskragte loop baie dikwels uit. My pa is oorlede in Maart, en ek moes hom begrawe, dit was sy groot wens gewees. Maar ek moes ook aangaan met my lewe, met vergaderings, en ek moes mense trou, en ek moes ander mense begrawe het, en party oggend het ek net gedink, Here, ek kan nie meer nie.
En dan het sy Heilige Gees se krag gekom. En hy het vir my nuwe lewenskrag en energie gegee en wysheid en insig. Hy is ons kragbron. En dit is so belangrik dat ons sal besef, ons is nie ons eie kragbron nie. Ons is eintlik maar kraggeleiers. Maar ons moet ingeprop wees by hom, ons kragbron, sodat sy krag deur ons kan vloei. Ek weet nie hoe doen mense dit sonder die Heilige Gees wat ons dra, wat ons help, wat ons rig en wat ons lei nie. En dit is wat Sartre en Nietzsche nie besef het nie. Ons het hierdie geweldige krag van die Heilige Gees wat ons help om te leef tot ons beskikking. Daar staan in Romeine 8 dat wanneer ons nie meer kan bid nie, partykeer dan gaan jy deur so 'n seer tyd of 'n moeilike tyd of 'n besige tyd en jou woorde droog op, jy weet nie meer om te bid nie. En dan staan daar in Romeine 8 vers 26, dan kom die Heilige Gees en bid namens ons en pleit by ons voor die Vader. So dit is wat die Heilige Gees vir ons doen, hy is ons kragbron, ons kan herlaai by hom, hy pleit vir ons, hy bid vir ons. Wanneer die krag van die Heilige Gees in die Bybel dikwels beskryf word, dan word die Griekse woord dynamis gebruik. En dis waar die woord dinamiet vandaan kom. En dit beteken die Heilige Gees se ontploffende krag werk in my en jou en is tot ons beskikking. Maar baie keer is ons nie ingestel daarop nie en dan lei ons aan load shedding na beerdkrag. Maar daai ontploffende krag werk in ons. Maar weer eens, professor Stefan Joubert beklemtoon dit. Hy sê, ons is nie ons eie kragbron nie. Kyk, Sartre het gesê, jy moet selfgeldend wees, jy moet in jou eie lewe jou doel en sin vind. Nee, ons het die Heilige Gees en Stefan Joubert sê dat hy gee vir ons leefkrag, praatkrag, liefhekrag, bidkrag, omgeekrag, dienkrag, vasbytkrag. Dit is die krag, die dynamiskrag wat die Heilige Gees vir my en jou gee. Ons is nie ons eie kragbron nie. Ons is maar kraggeleiers dat hierdie krag van God deur ons vloei. En dit is so wonderlik om dit te besef. Die tweede ding, so in die eerste plek kom die Heilige Gees en hy gee vir ons lewenskrag. Hy is ons kragbron. In die tweede plek leer die Gees ons hoe om te leef. Hy leer ons hoe om ander mense te hanteer. Hy herinner ons wat in die woord staan. Daai stem wat vir jou sê, hoorie, dit wat jy nou doen is liefdeloos en is nie reg nie. En wat jou herinner aan dit wat Jesus wil hê, hoe ons moet leef. So hy help ons om in God se wil te leef. En waar lees ek dit? In Johannes 14 vanaf vers 16 en ek lees dit vir jou uit die boodskapvertaling en daar staan, is nou voor Jesus opvaar na die hemel. Hy sê, ek sal met die Vader praat. Hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dis die pad van die waarheid. So as die Heilige Gees in my lei, in my leef, lei hy my in die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Dis nou Johannes aan die woord. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar hy's oral by julle. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle bly nie, maar hy sal ook in julle wees. So dit is Jesus hier aan die woord in die boek Johannes, en hy sê vir ons dieselfde wat Paulus sê, dat die Heilige Gees word deel van ons, hy leef in ons, en hy help ons om in die waarheid te wandel. Hy is ons parakletus wat ons help. En Galasiërs 5 beklemtoon dit ook, want daar staan, maar as die Heilige Gees mense se lewens regeer, dan doen hulle goeie dinge. Luister mooi. Hulle is lief vir ander mense. Hulle is bly. Dis interessant, as daar gepraat word van die vrug van die Gees, hoeveel keer blydskap herhaal word. So die Heilige Gees gee vir ons die geskenk van vreugde. Nou. Hy help ons om mense lief te hê, om vrede te maak, om geduldig te wees, om vriendelik te wees, om goed te doen, om te doen wat ons beloof ons gaan doen. Hy help ons dat ons nie maklik kwaad word nie. Hy help ons om kalm te bly. Sjoe, nou weet ek nie, as ek hierdie lees, dan dink ek aan die kere wat ek die Heilige Gees dalk so 'n bietjie eenkant toe gestamp het, na daai sykamertjie toe van my hart,
as ek ongeduldig was of as ek kwaad geword het, né? Want hier in Galasiërs staan daar dat die Gees help ons om vrede te maak, om kalm te bly, om lief te wees vir mense. Professor Jan van der Walt sê die Heilige Gees is 'n verhoudingsspesialis. Hoor weer. Die Heilige Gees is 'n verhoudingsspesialis. Hy help ons in ons verhoudinge. Hy laat ons anders na mense kyk. Hy laat ons met sy liefdesbril na mense kyk. Hy buig ons wil om, sodat ons meer en meer sy wil sal doen. Hy help ons om vrede te bewaar, om lief te wees. Hy is die verhoudingsspesialis. Professor Jan van der Walt sê ook hy is 'n binnehuisversierder, want kyk, hy woon mos nou saam met ons hier in ons liggaam, in ons huis, in ons tempel, en hy wil ons mooi maak van binne af. Dan sê Prof Jan, hy's 'n binnehuise versierder. Is dit nie 'n mooi metafoor? Die Heilige Gees is jou binnehuise versierder, wat jou van binne af wil mooi maak, en jou wil leer hoe om op te tree in verhoudinge. Maar ja, hartseer dat ons baie keer daai stem ignoreer, né? En doen juist dit wat ons weet ons moet nie doen nie. Sê die goed wat ons nie moet sê nie, en doen die goed wat ons nie moet doen nie. Paulus wat weer praat van daai stryd tussen die gees en die vlees, né? En hy sê dat ons hom kan ignoreer. In Efesiërs 4 staan dit ook. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. En wanneer ons die Heilige Gees bedroef, is wanneer ons hom daar in daai kamertjie instoot en nie na sy stem luister nie, en nie gehoorsaam is nie, en wanneer ek op die troon van my eie lewe klim. En hy bly klop. Hy bly klop. Hy gaan jou nie oorweldig nie, hy gaan nie skree nie, hy klop aan die kamer van jou hart, sodat jy hom sal oopmaak. So in die eerste plek is hy ons kragbron, en in die tweede plek wys hy ons hoe om te leef. Hy herinner ons wat in die Bybel staan. Hy is die verhoudingsspesialis wat ons help met ons verhoudinge. Hy is die binnehuisversierder wat ons van binne af mooi wil maak. En dan die laaste ding wat ook vir my baie belangrik is dat die Heilige Gees rus elkeen van ons toe met gawes. En dit lees ons ook in sy woord. En hy wil hê, God sê dat ons hierdie gawes wat die Gees vir ons skenk, moet gebruik om ander te dien. Ons moet dit gebruik om die gemeente sterker te maak. Ons moet dit gebruik om 'n verskil te maak in die wêreld. En anders as wat Nietzsche en Sartre gesê het, hoorie, moenie 'n vloerlap wees nie, moenie ander mense dien nie. Dis mos Nietzsche wat dit gesê het. Hy sê, ag nee wat, wees selfgeldend. En hier sê God se woord, nee, hy gee vir ons gawes, die Heilige Gees gee gawes. En ek wil jou nou uitdaag en vir jou vra, wat is die gawes wat die Heilige Gees vir jou gegee het? En hoe kan jy kameeldrif ons gemeente en gemeenskap dien en ons gemeente opbou deur daai spesiale gawes wat hy vir jou gegee het? Weet die Here gebruik nie net dominees en pastore en ouderlinge nie. Nee, hy wil elke mens gebruik, elkeen van sy kinders gebruik met hierdie gawes wat hy vir ons gee, hierdie unieke gawes om die wêreld 'n beter plek te maak en om te dien. En hierin was Jesus vir ons 'n voorbeeld. Hy het kom dien, hy het voete gewas, hy het mense kos gegee, hy het gepreek, hy het mense bemoedig. Een teoloog het gesê, hy het homself leeg gemaak vir ons. En ons moet in Jesus se voetspore stap. Ons moet ook ons gawes gebruik om ander te dien. Kyk hoe mooi staan dit in 1 Korintiërs 12 rondom die geestelike gawes. Die verskeidenheid van die geestelike gawes, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes. Dan sê hy, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat dit gee. Aan elkeen afsonderlik gee die Gees 'n gawe. Aan die een word die Gees, gee die Gees die gawe om die woord van wysheid te praat. Aan 'n ander gee hy 'n woord van kennis, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Aan die ander een gee hy geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander gee hy genadegawe van gesondmaking. Aan die een gee hy die krag van wonders doen, aan die ander die gawe om te profeteer, aan die ander die gawe om van geeste te onderskei, aan die ander een die gawe om ongewone tale te praat en aan die ander een om daai tale te kan uitlê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees. Aan elkeen afsonderlik gee hy soos wat hy wil. Nou wat interessant is wanneer mens van hierdie gawes van die Gees lees in die Nuwe Testament, lees ons op verskeie plekke van dit,
verskil hierdie lysie oral. Daar is gawes wat oorvleuel, maar oral verskil dit. En hierdie teks sê dit eintlik vir ons. Hoekom? Want God gee die gawes soos wat hy wil. Hy weet wat kameeldrug nodig het. En hy gee vir mense in ons gemeente sekere gawes om hierdie gemeente op te bou en hy gee dit soos wat hy wil. En die Griekse woord vir hierdie gawes is charisma, charismata, en dit beteken gratis geskenk. So jy kan nie meerderwaardig oor jou gawe voel nie en jy kan nie minderwaardig daaroor voel nie, want dit is 'n gratis geskenk wat die Heilige Gees vir ons gee. Ons moet dit gebruik om 'n verskil te maak. Ons moet nie ornamente wees nie, ons moet instrumente wees en hierdie gawes gebruik om die wêreld 'n beter plek te maak. Maar ons moet ook besef, ons kan dit nie sonder God doen nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld van kombuisinstrumente, 'n mikrogolfoond en 'n ketel en 'n toaster maar daai instrumente, kombuisinstrumente kan nie hulle unieke doel dien as dit nie ingeprop is by 'n kragbron nie, by elektrisiteitsbron nie. En so kan ek en jy ook nie ons unieke doel dien as ons nie ingeprop is by God, as ons nie sy Heilige Gees se krag deur ons laat werk nie, maar elkeen het 'n gawe gekry. Wat is jou gawe? Hoe wil die Here hê? Jy dalk 'n hele paar. Moet jy hierdie gawe gebruik om die wêreld 'n beter plek te maak, om sy koninkryk te laat kom hier op aarde. Hy het elkeen van ons 'n geskenk gegee om mee op te bou. En dit staan in Efesiërs 4 vers 12. Daar staan sy doel daarmee. So sy doel met hierdie gawes was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En weet jy, as jy nie jou gawe uitleef nie, dan ontneem jy die geloofsgemeenskap van 'n stukkie van God se goedheid. Hoor weer. As jy nie jou gawe wat die Here vir jou gegee het of gawes uitleef nie, dan ontneem jy ons gemeente en die gemeenskap en die wêreld, die geloofsgemeenskap, ontneem jy van 'n stukkie van God se goedheid, want hy het vir jou hierdie geskenk gegee. Jy's anders as die persoon langs jou. Hy wil jou gebruik op 'n unieke manier om sy koninkryk te laat kom. Nou interessant, professor Kobus Kok, hy was 'n professor hier by Tikkies gewees, hy gee nou klas by Leuven in België. En hy sê 'n interessante ding. Hy sê die kerke loop leeg in Europa en is baie hartseer. En hy sê hy wonder of dit nie te doen het met kerke se argitektuur nie. Nou hoe bring hy hierdie twee goed bymekaar? Argitektuur en 'n kerk wat leegloop. Hy sê want ons argitektuur, ons kerke is so gebou dat die gemeente sit passief en die predikant staan en hy gee en die gemeente ontvang. Hy sê hy wonder of dit nie iets te doen het daarmee dat die gemeente dan later passief is en nie wil uitgaan en hierdie gawes gebruik nie. Want ja, God wil elkeen gebruik, elke mens, ook vir jou, met jou gawes om ons gemeente op te bou. So moenie 'n opgaardam wees nie. 'n Opgaardam word groen en vrot, nee. Wees 'n helder stroom wat daai krag, daai gawes wat hy vir jou gegee het, deur jou vloei na ander mense toe. Wees 'n helder stroom en dat sy krag deur jou vloei na ander toe. So om op te som. Ek het vandag gesê dat die Griekse woord vir Heilige Gees is parakletos en dit beteken helper. Hoe help hy ons? Daar's verskeie maniere, maar vandag het ek 3 met jou gedeel. Hy is ons kragbron. Ons kan herlaai by ons. Hy gee vir ons lewenskrag. Hy help ons om reg te leef, in Jesus se voetspore te leef. Nou, hy is die verhoudingsspesialis wat vir ons wys hoe om ander mense te hanteer. En hy gee ook gawes vir elkeen. Hierdie gawes wat hy wil hê ons moet gebruik, unieke gawes om sy gemeente op te bou. Moenie so Sartre en Nietzsche dink dat jy die lewe alleen hoef te doen nie. Jy, die Heilige Gees, se krag tot jou beskikking. Gee hom elke kamer van jou hart. Laat hy op die troon van jou lewe sit en luister na sy stem. Amen. Here, dankie dat ons vandag kon leer uit u woord oor die werkinge van u Heilige Gees. Here, ek bid en ek pleit dat u Gees in elkeen wat saam geluister het, sal werk. Dat ons sal bewus wees van u, dat u ons sal herinner wat in die woord staan, dat u ons sal help
om reg te leef, dat U as binnehuise bestuurder ons lewens van binne af mooi sal maak, dat U ons sal help om ons gawes reg te gebruik. Help ons hiermee, Heilige Gees. Dankie dat ons nie die lewe alleen hoef te doen nie. Dankie dat U geweldige krag, die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, tot ons beskikking is. Ons wil inprop daarby, Here. Help ons daarmee. Amen. Ek gee nou vir jou die geleentheid om ook 'n skenking te maak, 'n offergawe te gee vir ons gemeente Kameeldrif, vir die werk wat ons in hierdie omgewing en selfs weier as dit doen. En baie dankie vir jou gawe wat jy gee. En ek stuur jou dan nou ook uit met die seën van die Here. Mag Jesus vir jou 'n werklikheid wees, sy opstanding. Mag die Vader se liefde in jou hart werk en mag jy sy liefde ervaar en mag die Heilige Gees jou toerus en seën in hierdie week. Mag hy, die drie-enige God, by jou wees. Geniet hierdie Pinksterweek. Ek bid dit alles in Jesus se naam. Seën vir jou. Amen.